Ek wil net vanoggend, voor ons begin in jou hart sê vanoggend, maak jou hart oop vanoggend. En hoor die stem van God vanoggend. Hoor vanoggend wat God se wil vir jou en vir my is. Amen. Het is belangrik dat ons vanoggend verstaan waaroor gaan dit. Want die woord vanoggend, gisterand toe ek sit en eers het ek 'n bietjie beklei met die update op die Kindle. En toe agterna dink ek myself, dit pas so vanoggend by die woord wat die Here vir ons gegee het vanoggend, sodat ek en jy dit kan hoor vanoggend. Want jy raak frustreerd en jy raak benoud en jy raak al hierdie goed en jy weet nie wat te kant toe nie. Het gevoel of ek later hierdie Kindle by die ruitkant uitgooi. Want hy's ge-update. En ons like nie om ge-update te word nie. Ons like nie om reg gehelp te word nie. Update wat God ons wil update. Jy sien, God update my en jou elke liewe dag. Amen. God kom en elke dag gaan update hy ons so bietjie vir bietjie stelselmatig kom hy in ons lewens en ons lees se woord en ons sê wow Here, hierdie woord is awesome en ek verstaan hom en ek vat hom en ek lees hom en ek maak 'n deel van my lewe. Jy gaan nie net die woord vat en jou hart vir die Here gee en jy kom, jy doop jou in die doopbad en jy's weer 'n gebore kind van God, maar dan is jy 'n baba. So jy word elke dag ge-update met God se woord, God se teenwoordigheid, God se krag. En jy begin leer wat dit vir jou beteken as mens. Amen. Nou het ek my hart vir die Here gegee, het gedog, wel, nou weet ek alles. Maar ek het agtergekom, ek weet niks. Ek het agtergekom, ek het soveel baie om te leer, want ek moet uitkom sodat God kan deur my werk. Sodat God se stem kan hoor en God se woord kan bring, sodat God se woord kan werk. Amen. Wie was daar gewees? Toe ek gedoop was, ek sê jou, ek wil my hande op hom lê. Het gevoel as ek verby Ede uitloop, ek my hande som op hom lê. Maar ek weet nie hoekom, maar dan lê maar jou hande op hom. Amen. Maar soos ek pad geloop het, begin loop het met die Here, het ek begin besef, waaroor gaan dit en hoe moet ou dit doen? En dis soos jou kind, wanneer jou kind groot maak. Mense, jy begin jou kind leer en sy omstandighede leer en sy maniere leer en jy leer hoe om te kan hanteer. En dis die verhouding wat ek en jy en God het. Wanneer God my en jou update met God kom en hy sê vir jou, okay, dis Koos. Ja nee, Pietie, wat ook al. Dis nie wat ek van jou wil hê nie. Dan update hy ons met sy woord. Dan vat hy ons terug na sy woord toe. Dan sê hy, gaan kyk 'n bietjie. En as ons dit lees, dan update hy weer ons. Soos, wow, ek het dit geweet. Ek het vergeet. Hy bring dit net weer terug in herinnering in ons verstand, sodat ons kan hoor en weet wat God se wil vir jou, wat sy planne vir jou. So ek en jy vanoggend sit hierso, en ons het God in ons. Mense, ons kan nie dieselfde bly nie. Elke dag gaan daar update in ons lewens wees. Elke dag gaan daar iets nuuts in ons lewens gebeur. Elke dag gaan ons iets nuuts kan doen in die naam van die Here Jesus. Amen. As jy gaan terugkyk na die disippels, toe hulle dit pad saam met die Here Jesus geloop het die Here hulle elke dag 'n update. Ek dink baie keer het hy frustreerd geraak. Ek dink as ek daar was, sou hy gesê, ons kan jou nie update nie. Vandag se tegnologie, dis vir my moeilik om dit te doen. Dis vir my moeilik, dis vir my straf om dit te doen. Maar hy leer dit. Ek is 'n praktiese persoon. En dis hoekom die Here prakties werk. En met jou gaan hy meer met 'n ander manier werk. En met jou gaan hy 'n ander manier werk. Die Here werk met jou op die manier wat jy verstaan. Hy update jou op jou manier, op
jy kan verstaan wat beteken die update. En ek wil hê pastoor Susan moet hierdie versie lees. En hoor nou, ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Ek wil hê jy moet fokus op die woorde. En hoor wie is ons God? Hoe powerful is ons God? Hy is nie net 'n naam van God die Vader nie. Hy is 'n persoon. Hy is powerful. Hy is anointed. Daar's niemand soos hy nie. En hy is jou pa. En hy is my pa. Amen. En as hy wat elke dag kom en my en jou wil nader trek na hom toe, sodat ek en jy die volheid van hom kan kry in ons lewens. Amen. Dat ek en jy die volheid kan kry in hom, sodat hy dit deur ons kan werk. Ons moet vanoggend mooi verstaan. Mense, as ons verstaan wie God is, kan ons lewe nooit weer dieselfde wees nie. Ons kan vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jy in die see. Ons sê vir hierdie verkoue, werp jy op en hef jy in die see. Ons sê vir die omstandighede, werp jy op en hef jy in die see. Die omstandigheid wat jy in is, kan jy command met die woord van die Here Jesus. As jy en ek die verhouding het en die geloof het en ons vertroue in God het, dan moet dit gebeur. Amen. Mense, amen sê ek, Here, ek glo dit. Ek vat dit vanoggend in die naam van Jesus. Jy sien, kerk het genoeg kerk gespeel. Dis tyd dat ons die woord van die Here vat en sê, Here, ek vat dit met u anointing. Wanneer ek woorde gaan spreek, sal dit so wees. In die naam van Jesus. Dit is wat God my en jou geroep het voor. Hy sê in Jesaja, I anointed you. Jesaja 61, hy sê, I anointed you. God kom en hy sê, I anointed you. En hy praat van jou en van my. To set the captives free. Wanneer laas het jy iemand wat gevangen is in omstandighede? Gevangen bedoel nie in die tronk nie, gevangen bedoel in omstandighede waar hy sit en hy weet nie om uit te kom nie. Hy sê, I anointed you to set the captives free, to heal the broken heart. Wanneer het jy iemand wat seer het, net gaan sit en die hand om hom gesit of haar gesit en bietjie saam met hom vir haar gebid en net gebid die liefde van God. Mense, net God kan herstel. Moenie probeer woorde sê wat jy nie verstaan nie. Sê dit wat God in jou hart sit. Amen. Dit is die woorde wat God wil hê en daai persoon moet hoor. Wanneer dit oor jou gaan, wanneer jy begin woorde praat, dit help. Maar wanneer jy God se woorde praat wat in jou hart sit vir die persoon of wat ook al die omstandighede, is 'n wenresep. Amen. Hoor jy maak jou oë toe. Hoor net hierdie woorde. En ek gaan dit laat in Engels doen, want dit is baie Engelse mense ook. Sodat ons dit verstaan vanoggend. Wie is jou God? In the year that King Uzziah died, in a vision I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the skirts of his train filled the most holy part of the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings, and 2 each covered his own face, and with 2 each covered his feet, and with 2 each flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who cried, and the house was filled with smoke. Then I said, Woe is me, for I am undone and ruined, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphim, the heavenly beings, to me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongs from off the altar. And with it he touched my mouth and said,
Behold, this has touched your lips. Your iniquity and guilt are taken away, and your sin is completely atoned for and forgiven. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Amen. As jy vanoggend, dit was Jesaja 6, van vers 1 af. As jy vanoggend is en sê, Here, weet jy wat vanoggend? Send me. En wat vir my baie besonder is, wat hulle gevlieg het, en die hele gebou het geskit van die heerlikheid van God. Jy sien, wanneer God in jou teenwoordigheid kom, is dat net, jy begin bewe van die anointing van die krag van God. Amen. En God het gekom en hy het iemand gestuur, die engel gestuur en het gesê, hierdie is 'n kool wat ek jou lippe aanraak. Lees net weer daai stukkie, daai waar hy sê, I take the coal. Ons sing eintlik 'n liedjie, onthou julle hom? Maar vanoggend wil ek hê, nog twee ashes. Ek wil vanoggend kom voor ek my preek doen. Ek gaan soos die Here my lei vanoggend. Kom, laat ons net gou olie kry. Lees gou daai voor ons dit doen. Then flew one of the seraphim, the heavenly beings, to me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongs from off the altar, and with it he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity and guilt are taken away, and your sin is completely atoned for and forgiven. Amen. Jou sonde is totaal uitgewis in Jesus naam. Amen. Moenie leef in die verlede nie. Moenie sê, Here, maar ek was so sleg en ek was dit en ek was dat nie. Die Here sê, I touch your mouth with this coal. Dit is die woord van God. En ek gaan vanoggend dat hulle ons mond, moenie skaam wees nie, man. Weet jy wat? Vanoggend touch, Here, wanneer ons hom touch, is nie net jou guilt en jou sonde nie. Is vanoggend genesing en hoop en voorspoed wat jy vanoggend bring in ons teenwoordigheid. Here, want weet jy hoekom? Dis die mond, jou tong, wat al die skade bring. Amen? Goed wat jy sê. Want jy sien, dit wat jy praat, dit gebeur met jou. Onthou jy, ek het vir julle gesê? Kan julle daai 5 goed onthou? Dit wat jy praat, dit hoor jy. Dit wat jy hoor, kom aan. Dit leef jy. Dit wat jy leef, word jou karakter. En dit wat jou karakter word jou leefstyl. Amen. So kom ons begin praat die goed van God. Kom ons begin praat positiewe dinge. Oor jou kind, oor jou man, oor jou vrou, oor jou skoonma. Ek weet dit is moeilik, maar praat, ek is baie lief vir my skoonma. Susan weet dit. Maar dit wat jy praat vanoggend, kom ons begin praat, dit wat God sê. En ek wil nie ons moet vanoggend, jy kan my lippe, ek wil nie, wanneer jou lippe salf, mense, as jy die salf wil vat in jou eie mond so maak, met enige en die grootste plesier. En sê, Here, ek salf hier die lippe. Ek salf dit, Here, vanoggend in die naam van Jesus. Ek dank U dat daar geen, Here, dat U my sal help, dat daar geen negatiewe dinge uit hierdie mond sal kom nie. Al is my vrou ongehoorsaam, al is my man ongehoorsaam, al is my kinders ongehoorsaam. Here, ek voel vanoggend nie baie goed nie, maar ek dank U, Here Jesus, dat ek vanoggend hier kan sit, en ek weet vanoggend, Here, ek sit onder die anointing van die Allerhoogste vanoggend. Ek kom vanoggend, ek dank U vir genesing in my lewe. Ek dank U vanoggend vir vryheid in my lewe. Ek dank U vanoggend vir verlossing in my lewe. Ek dank U vanoggend, Here, dat ek net in die teenwoordigheid kan kom
En dat ek U, Here, kan ervaar vanoggend in hierdie gebou, in hierdie plek. Here, dat ek U kan ervaar vanoggend in my spirit. Jy sien, God is gees. En ek en jy wat hom dien, moet hom in gees en in waarheid dien. Die waarheid is wat? Die woord van God. Nie die pastoor se woord nie. Nie daai se woord nie, die woord van God. Jy sien, wanneer jy 'n boodskap kry, gaan kyk in die woord. Wat sê die Here oor dit? Want dit moet in die woord staan. Amen. Dit moet in die woord staan. Ons is geneig om so baie goed van al in hierdie tyd, van al in hierdie tyd. Daar's so baie mense wat woord gee en valse profete. Dis net nie meer waar nie, en die woord waarsku ons teen dit. En dis hoekom ek vanoggend sê, as jy iets hoor, iemand jou iets woord gee, prys die Here. Maar gaan kyk. Jy sien, want as jy gaan kyk in Genesis, ek dwaal so van by preek af, is net nie waar nie. As jy gaan kyk in Genesis, waar die slang kom en hy kom na Eva toe en die Here het vir hulle gesê, moenie van daai boom eet nie. Maar die slang kom en hy sê vir Eva, weet jy wat? Hy wil nie, hy moet soos hy wees nie. Amen, onthou jy? Die slang het gekom met woorde, twyfel in haar mind gesit, en sy het gewonder, miskien kan dit wees. Hoekom het hy gesê, ek moenie van dit eet nie? So gaan van dit eet. Miskien kan ek soos God word. Miskien kan ek dieselfde krag hê. Miskien kan ek, miskien. Maar die Here sê, moenie van daai boom eet nie. Want jy sal sekerlik, gaan jy sterf. Wat gebeur? Is uit die hemel uitgeskop. Amen. God het hulle uit die hemel uitgesit. En ek wil vanoggend met jy, wat ons praat vanoggend, mense, wat jy sê vanoggend, wat jy vanoggend oor jou werk, jou lewe, jou huisgesin, jou kinders, maak nie saak waar is jou kinders nou op die oomblik nie, waar staan jou kinders nou op die oomblik nie, waar staan wat in jou lewe op die oomblik nie. Ek wil hê moet vanoggend lewe spreek in die naam van Jesus. Want jy sien, ek en jy het vanoggend, die kool het gekom en hy het ons gevat en ons mond gesalf vanoggend. En wanneer ons praat vanoggend, ek wil hê moet uit jou hart uit praat vanoggend, met 'n passie vanoggend. Jy sien, wanneer jy met 'n compassion praat, dan is dit die Heilige Gees wat met jou praat en deur jou praat. En sê, ek kom vanoggend, Here, en ek bid vir my kinders wat verlore is. Ek kom vanoggend, dit wat hulle doen, wat my nie behaag nie. Vader, laat U sal kom vanoggend. En Here, dat U U hand sal uitstrek. En Here, dat U met hulle sal praat op U vlak wat U wil. Ja, mense, ons kan met ons kinders praat. Maar ons kan nie altyd net raas, beklei en skree en vloek en sulke goed nie. Ons dryf hulle weg. Amen. En dis hoekom my fliek so belangrik is wat pastoor Susan van gepraat het. Jy sien, liefde trek liefde. Amen. Wanneer jy iemand met liefde behandel, dan kry jy liefde terug. Maar wanneer jy iemand altyd gou of negatief is of wat ook al, gaan jy 'n koue skouer kry. Dit werk maar so. Jou kind, as jy heeltyd vir hom sê, is jy stupid, jy dit en jy kan nie goed wees in sport nie en dit en dat, dan gaan nie 'n verhouding wees tussen jou en jou kind nie. Gaan nie 'n verhouding wees tussen jou en jou man nie. Dan gaan nie 'n verhouding wees tussen jou en God nie. Amen. En ek wil net vanoggend net dink en stil staan en sê, Here, verander my. Verander my. Hier's ek. Ek is die groot een wat oorsaak is vir baie van die goed. So verander my, begin by my. Begin by my. Jy sien, wanneer die Here by jou begin en hy werk met jou, dan gaan jy weet hoe om te werk. Want die Gees van God gaan jou lei. En jy gaan situasies hanteer soos God wil hê ek en jy moet dit hanteer. En ek gaan nou my preek doen. Ons het 3 ure, nee. Jy wil 2 ure fliek kyk, so ons kan 3 ure preek.
Ek gaan lees dit in Filippense 4. Ons lees altyd net die een versie. Hoor wat sê so, van vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle altyd. Nie somtyds nie, nie wanneer jy gelukkig voel nie, nie wanneer jy voel, okay, ek het 'n goeie maand gehad, of hoor jy, ek het 'n goeie dag gehad, of hoor jy dit nie, ek het geen teestand gehad nie. Die Here kom en hy sê, verbly julle altyd in die Here. Want hoekom? Wanneer ek en jy ons verbly in die Here, is ons verhouding met die Here op die regte plek. Omstandighede gaan verander. Maar wanneer ek en jy ons verbly in die Here, kan die omstandighede verander. Amen, hoor mooi wat ek vanoggend sê. Want as jy vanoggend nie jou verhouding met God reg is nie, het jy al klaar 'n kortsluiting hierso. So die kortsluiting soontoe gaan net groter word. Dit gaan 'n Eskom probleem word. Verbly jy altyd in die Here. Al gebeur daar goed in die omstandighede by jou werk of waar ook al, verbly jou altyd in die Here. Hoekom? Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Hy's naby, hy's in jou. Hoor mooi vanoggend. Die Here is naby my en jou. Naby bedoel hy's in my en jou. Met ander woorde, verbly jou in die Here in die omstandighede, want die Here is naby jou om die omstandighede te kan verander. Hy's naby jou. Want wanneer jy verbly, en mense, julle vang dit nie. Wanneer die Here naby jou is, verheerlik jou in die Here en prys en worship hom in omstandighede wat jy weet is moeilik, maar jy maak jou hart oop en sê, Here, ek loof en prys U en jy gee alles vir hom. Dan kom die woord en hy sê, want die Here is naby. Wees vriendelik, wees dit, want die Here is met jou. Ek wil dit eintlik sê, met jou. Hy's naby jou, hy's by jou, hy's met jou, hy's in jou, hy's saam met jou. Hy werk al aan die probleem. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed, nie my kind wil hoor, nie gehoor het nie, nou slaat ek hom of al half mors dood nie. Dit gaan niks help nie, nou en dan pak sla. Mense hoor mooi, ek glo in pak sla, maar ek glo baie om 'n goeie verhouding te hê met jou kinders, liefde te wys. En dan, ja, al die latheid, die woord van die Here sê al die laaitjie ek en buig die boompie. Daar's niks fout met dit nie. Maar as jy te veel net boompies wil buig, gaan jy niks bereik met die kind nie. Niks. Wees oor niks besorg nie. Met ander woorde, moenie worry oor die omstandighede nie. Jy is in jou gebed, jy's in jou kamer en jy's in 'n oorlog saam met God teen die omstandighede waar jy is. En julle werk saam. Julle is in unity. En hy bring weer 2 of meer in my naam is daar is ek. Jy en God is saam in die werk in unity. Hy sê wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. By God. Nie by jou vriendin of die ouer by die skool of die hele wêreld en laaste by God nie. Hoor mooi wat ek sê. Hoor mooi wat God sê. Hy sê alles gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ons is geneig om alles uit te blader by almal behalwe by God. Niemand kan niks vir my en jou doen behalwe God. Sê vir jou langs, niemand kan niks vir my doen behalwe God. Behalwe God. Amen. Sê dit man. Niemand kan niks vir my doen nie. Niemand kan niks vir my doen nie behalwe my God.
Hy's so powerful, so anointing. Mense, jy kan nie staan in die krag en die teenwoordigheid van my en jou God nie. Dis onmoontlik. As die heerlikheid van God oor jou kom, dan gaan jy neerval. Amen. Want jy sien, die sewes het gevlieg en hulle het die hele tyd hulle vlerke voor hulle gesig gehou. Hoekom? Hulle kon nie in die teenwoordigheid van God se heerlikheid ingaan nie. Dis te powerful, die anointing is te groot, God se skoonheid is groot. Ons kan nie, hulle kon nie net daarin beweeg nie, hulle was omgevlieg, maar hulle vlerke het hulle gesig toegemaak, sodat hulle nie neer gaan val nie, want God se heerlikheid is te groot. Vers 7, hy sê dan, wanneer ek en jy daai goed doen, wanneer dit bekend word by God, en ons los dit in God se hande, en ons het gebid saam met die Here Jesus, en ons het gebid en sê, my kind is nie so stout, ek weet nie meer wat om doen nie. Here, kom sit my kind voor U neer. Amen. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek wil jy met vir my wysheid gee. Here, wat moet ek doen? Here, wil jy nie saam met my werk nie? En jy gee vir God en hom vir God. En hoor wat hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. So jy sal die wysheid van God in jou kry. God sal vir jou die oplossing gee in jou hart, wat jou verstand sal nie kan verstaan nie. Jou kakkebeen gaan ophang en sê, wow, hoekom het ek nog nie aan gedink nie? Want jy is nie God nie. God gee vir jou en my die regte oplossing op die regte tyd. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook op mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor het, en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Dis 'n belofte wat God vir ons gee. Dis 'n belofte wat God vir my en jou gee. Wanneer ek en jy die wil van God begin doen, wanneer ek en jy ons verhouding met God versterk, wanneer ek en jy in 'n situasie sit en ons roep uit na God, en ons sit ons vertroue in God, dan kom die oplossing. Ons gaan vrede hê in ons hart. En God gaan die situasie saam met my en die probleem stelselmatig uitwerk. En baie keer gaan dit nie net so wees oornag nie, maar baie keer gaan dit net so wees. Baie keer gaan dit net so wees. Los dit in die Here se hande. Moenie dat ek en jy probeer alles forceer. En as ek in my sin kry, dan gaan ek soos die kind te kere. En dan kyk die kind vir my om te hoor, pa, wat gaan met jou? Amen? Dit help nie ons vloek en skree en gaan te keer nie, mense. Hoor mooi wat ek sê. Vloek en skree gaan niks doen nie. As 'n kind nie verstaan, hoekom, soos jy dit altyd vir jy geroep en sê, hoekom, wat het jy verkeerd gedoen? Nee, hy kon nie sy sin kry en toe slaat hy die deur hard toe. Dis maar seën. Sê nou, okay, wat dink jy moet die straf wees? Sy het met hom gepraat. En by vandag kry hy sy jou of twee. Want hy het geweet, daar's goed wat hy verkeerd gedoen het. Maar hy moet weet, hoekom kry hy pak sla. Nie kom hy en joep slaat hom nie. Ja, hy weet wat, maar hy moet weet, sy ma wil weet, okay, jy het dit gedoen, dis hoekom jy nou dit kry. En dieselfde by God, wanneer ek en jy die wil van God beweeg, dan kom die duiwel, ons gee die duiwel heerskappy, hoor mooi, ons gee die duiwel heerskappy oor ons lewens. Amen? Wanneer ek en jy die wil van die Here beweeg, en ons begin die wil van God nie meer doen in ons lewens nie, dan gee ons lewe terug aan Satan.
Dis nie te sê as jy een keer gedoop is en jy het jou hart vir die Here gegee en nou sê jy kind vir God totdat hy kom nie. Nee, ons verstaan daai ding verkeerd. Want hy sê bekeer en doop hulle en gaan dan en maak disippels. Maak disippels, met ander gaan doen werk. Maak disippels van alle nasies, met ander gaan leer hulle wat nie die woord van God ken nie, wat God nie ken nie. Gaan leer hulle die waarheid, gaan vertel hulle die waarheid, wys hulle dit wat jy gekry het en hoe dit jou lewe verander het. Dit is 'n kind van God. Jy sien, om iemand te vertel van God en God se grootheid, God se liefde en alle goed en hy gee sy hart vir die Here, is dit baie meer vir daai persoon as wat jy hom al R100,000 gee. Want jy sien, die R100,000 gaan in 'n maand se tyd uitgegee word, want hy nog steeds niks nie. Maar wanneer jy God aan hom bekend maak en hy aanvaar God, daai vrede en daai liefde en daai tevredenheid wat hy ervaar, kan geen geld koop nie. Geen geld kan dit koop nie. Hierdie update is baie confusing hoor. Jy gewoon dis 'n ding en hy is update van Matteus 6 vers 34. Hy kom en hy sê, hoeveel van ons worry oor die dag van môre of volgende week of die eind van die maand? Baie keer ons sit jy dink en sê, wonder, wat gaan oor 3 weke, hoe gaan jy dit en hoe gaan dit gebeur en wat gaan jy maak? Ons kwel ons baie keer oor goed in ons lewens. En hier kom die Here, hy sê, kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Hoor julle wat hy sê? Ons verstaan nie die vers nie. Wat sê as ons worry? Wat het die dag vir ons in? Kom aan mense. Kwaad. Hy bring negativiteit. Ons moet die verse lees en ons sê, Heilige Gees breek hierdie ding vir my oop. Want jy sien, as jy hom lees dan kwel julle, dis nie oor môre nie, want môre sal oor homself sy eie dinge kwel. Okay, ja, môre sal oor sy eie ding, môre sy eie probleme en goed. Nee, lees verder. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So as jy môre worry, dan worry jy al oor môre se kwaad. Jy sal klaar negatief voor jy nog die dag in beweeg. Jy sal klaar kwaad as jy opstaan. Want jy sien die dinge van môre, wanneer jy jou kwel oor die dinge van die môre, sit jy nie meer jou vertroue in God nie. Jy sit die vertroue in omstandighede, in mense. Mense het geen beheer oor die dag van môre nie. Net God het. God het beheer, hy weet wat gaan oor 'n maand gebeur, oor 'n jaar gebeur en hy weet wanneer is die eindtyd, hy weet wanneer is gebeur dit en al daai goed. Hy sê moenie kwel oor môre nie. Want wanneer jy jou kwel oor môre en jy begin worry, met ander woorde eintlik wat hy sê om te sê, wanneer jy begin worry, dan vertrou jy God nie. En wanneer jy God nie vertrou nie, dan kom die duiwel in en hy bring kwaad in jou lewe in. En kwaad maak 'n deur oop in jou lewe. Amen. Wanneer jy kwaad is, wat gebeur? Jy sien niks goeds raak in niemand nie. Amen. Preek net vir myself. Jy sien niks goed in niemand nie. Jy sien net al die verkeerde goed wat die persone doen. Daai persoon het nou weer dit gedoen en daai persoon het dit gedoen en daai persoon. Jy sien wanneer ek my hart gevul het met die liefde van God, dan sal ek die goed
die goed raak sien wat goed is in 'n mens. En wanneer jy 'n probleem sien en jy kan met die persoon kom sit en sê ek sien hierdie probleem in jou lewe, kan ek en jy daaroor gesels? Dis hoe ek en jy 'n disciple is van God. En ek praat van myself, mense. Ek struggle nog met dit. Ek struggle met dit. Ons wil eers die ou wurg en dan dit, en dan wil ons kom sit en sê, kom sit hierso, laat ek jou vertel van die Here. Jy het hom verloor. Sê, is dit wat die Here is, wat ek wil nie deel wees van die Here nie. Ek wil hom nie in my hê nie. Want het lyk of jy die duiwel in jou het, 'n bose gees. Amen? Maar jy sien, wanneer jy die mense benader met liefde, wanneer hulle verkeerd ook is moeilik, dis moeilik. Die Here Jesus, gaan kyk maar net hoe die Here Jesus hanteer het. En hoe Petrus die ou se oor afgekap het. En ek sou Jesus gewees het en vir Petrus gesê, vat so, wat maak jy nou? Die Here sê ook Petrus, en hy oorgevat en teruggesit. Hy sê, ons doen dit nie op die manier nie. Mense, ons moet nie onsself kwaal oor môre nie, want môre gaan vir ons woede in ons hart bring. Môre gaan ons gedagtes wegvat van dit wat belangrik is vandag. Leef elke dag voluit vir die Here. Môre het sy eie dinge. As ek en jy moet gaan worry oor elke dag, gaan ons hart dit nie hou nie, ons gaan dit nie hou nie. En dit is wat Satan wil hê. Hy wil hê jy moet worry oor môre, hy wil hê jy moet worry oor die eind van die maand, oor jou skuld, hy wil hê jy moet worry oor jou kinders, hy wil hê jy moet worry oor elke ding wat in jou lewe is. Maar God sê, weet jy wat, rejoice, want ek is in beheer van die dag van môre. Petrus 5 vers 7-9. Wie kleinkinders in die huis? Of wie kleinkinders en kleinkinders? So vra. Steek op jou hand. As hulle daar by jou kom, wat maak hulle? Gaan yskas toe, maak die kring oop, hier is 'n koeldrank, vat die koeldrank. Né? Hy kwel hom nie oor môre nie. Hy hoor nie oor dit nie. Ouma, waar is die sweets? Nee, waar is die sweets? Kan ons elkeen 'n chocolate kry? Dis vir hom belangrik. Hy hoor nie oor môre nie. Hy leef vandag. Ek gaan na my oupa toe en my ouma toe, ek gaan sweets kry en ek gaan hierdie kry en ek gaan drukkies kry en weet jy wat, ek gaan so 'n bietjie stout wees want my ouma slaap my nie sommer nie. Of glad nie. So hy kwel hom nie oor die dag van môre nie. En hier kom 'n vers. Werp julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Hierdie klein kind is nie bekommerd oor môre nie, want hy weet sy pa en ma en sy nanny en oupa en wie ook al is daar. Hy worry nie oor môre nie. Daar's geen bekommernis van hom. Party van hulle as hier by Oktober kom, mag stuur hulle vir jou 'n briefie om te sê wat moet hy vir Kersfees kry of sy vir Kersfees hê. Wat wil hulle vir Kersfees hê? So hulle worry nie oor môre of oormôre nie. Hulle is al in Desember. En ek en jy kwel ons oor môre. Dis kom Here sê wees soos kinders. Amen. Het jy gedog die Here sê dit nie so? Hy sê wees soos 'n kind. Moet jou nie kwel oor die dag van môre nie. Ek is in beheer. Jy's my kind. Ek het alles onder beheer. Werp julle aan julle bekommers, al julle bekommers op hom, want hy sorg vir julle. Mense, nou kan ons sê ja, maar ons praat maklik.
Maar die Here kom en hy sê, toets my. Kom toets my. As jy vir my leef, kom toets my. Leef vir my, nie my nie, vir God. Die Here kom en hy sê, leef vir my. Doen my wil. En sien wat doen ek vir jou. Wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof. Staan vastig op God se woord. Geloof is God se woord. Geloof is God se woord in werking. Amen. Hy sê nie net om sy woord nie. Jy moet praat, want Jesus het gesê vir die duiwel in die woestyn, dit sê staan geskrywe. Dit staan geskrywe. Jy wil ek moet dit staan, laat ek jou net sê, God het dit staan geskrywe in die woord van God. Moet nie my God beproef nie. Ek staan op vertroue op my God, op die woord van die Here. Niks sal my ontbreek nie. Niks sal my ontbreek nie. Jy sien, en wanneer ek en jy ons guard bietjie af laat sak, dan kom die duiwel en hy kom met 'n slag. Want jy sien, hy's heeltyd, hy sê hy loop soos 'n brullende leeu. Hy sê staan vastig in die geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle, bloot 'n broederskap wat in die wêreld is. Met ander woorde, hy sê wanneer jy jou guard afsak, neerlaat en jy raak koud, dit word dieselfde goed wat met die wêreld gebeur, wat die duiwel loop soos 'n brullende leeu, gebeur met jou. En sê maar, Here, ons is dan 'n liewe kindjie van jou. En sê die Here, maar wanneer laas het jy gebid? Wanneer laas het jy 'n bietjie wapenuitrusting aangetrek? Wanneer laas het jy bietjie net op jou knieë gegaan in my geloof en prys? Jy kan nie sê jy's 'n kind van God as jy nie 'n verhouding met God het nie. Jy sien, wanneer ek en jy dit nie meer doen nie, dan verval my verhouding met God, verval dan. Dit word gedownload, nie geupload nie, dit word gedownload. Ek en jy moet die heeltyd die woord van God in ons hart hê. Ons moet die heeltyd die wil van God doen. Ons moet heeltyd dit wat hy vir ons sê, moet ons doen. Wie trek elke dag hulle wapenuitrusting aan? 2. Kom, steek op. 3, 4, 5. Dat gee my uit nie. Mense kyk net daar. Kom ons sê 10. 10. En die Here kom en hy sê vir ons, trek aan jou wapenuitrusting. Trek aan jou wapenuitrusting. As ek en jy dit nie doen nie, het ons moeilikheid. Jesaja. Um, 41. 19. Hy sê, jy sit jou naam daar, Koos, wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, van 'n byl, geroep het, en ek het aan jou gesê, jy's my knegt, jy's my kind. Jy's die wat ek geroep het om te stuur, om uit te gaan en die woord van God te verkondig. Amen.
jy het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk, nie angstig rond nie, want ek is jou God. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir die goed wat om jou gebeur nie. Moenie bang wees vir die goed wat jy sien met jou oë nie. Moenie bang wees oor omstandighede in jou lewe nie, want ek is jou God. Ek is in beheer. Alles behoort aan my. Alles behoort aan God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Met my reddende regterhand. Autoriteit. Regterhand is autoriteit van God. Amen. Dis hoekom Jesus aan die regterhand van God gaan sit het. Hy is die autoriteit van God. God sê, ek het jou uitgeroep uit die uiterste hoeke van die wêreld. Met ander woorde, ek het jou gaan red, Koos, toe jy daar onder was, het ek jou gaan uithaal, ek het jou by jou naam geroep. Ek het jou uitgehaal uit die omstandighede uit. En ek het jou gebring in die teenwoordigheid van my. Naby my. En ek het jou uitgekies vir 'n doel in jou lewe. Amen. Mense, ek wil hê jy moet verstaan vanoggend. Jy is kosbaar vir God. Jy is kosbaar. Ek wil hê jy moet sê, ek is kosbaar vir God. Sê dit hard. Sê dit hard. Weet jy wat vanoggend moet ons is anoint met hierdie vuur vanoggend in ons mond. Hierdie vuur, wanneer ons praat met hierdie vuur van God, dan bring dit God se krag in werking in ons lewens. Ons moet verstaan wat God bedoel het met daai engele wat hy sê, en ek het die koel gebring, ons sing 'n liedjie, en hy sê, ek het jou lippe gesalf. Hy het jou gesalf met sy anointing. En ons moet dit nie ligtelik vat vanoggend nie. Ek wil hê maar dit vat vanoggend, omdat sy God het ons gesalf met sy anointing, sy power, sy vuur vanoggend. Amen. En hy sê so, ek is belangrik vir God. Sê dit, ek is belangrik vir God. Mense, ek hoor julle nie. Ek is belangrik vir God. Sien, as jy nie sê nie, gaan jy nie belangrik wees nie. Hoekom is ek belangrik? Want God het my uitgehaal uit die verste in die laagste van die laagste het hy my uitgehaal. Hoekom? Want hy het drome oor my gehad. Hy het planne vir my lewe, vir jou lewe. Hy het 'n purpose vir my en vir jou. 'n Purpose vir my en vir jou. Al voel jy nie so nie, God het 'n purpose vir jou en my. Dis hoekom ek en jy vanoggend hier is. Hy het 'n doel met my en jou lewe. Hy sê, hier hoor vers 11. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toring is. Met ander, hulle wat teen jou opkom, sal beskaam staan. Satting wat teenoor jou opkom, sal beskaam staan. Jy hoef nie die fight te fight nie, mense. Hou jou mond. Hou jou mond net met die anointing van die Here. Spreek jy net liefde en vrede, want jy sien, God is die een wat die straf gee. God is die een wat jou beskerm. Luister mooi, wil jy hom in Engels vir my lees? In Engels is baie mooier. Vers 11 en vers 12. Behold, all they who are enraged and inflamed against you shall be put to shame and confounded. They who strive against you shall be as nothing and shall perish. You shall seek those who contend with you, but you shall not find them. They who war against you shall be as nothing at all. Amen. Hulle wat teen jou opstaan. Hulle wat altyd teen jou wil fight. Hulle wat altyd negatief teen jou praat. Hulle wat jou sleg sê. Niks sal waar kom nie. God sê, weet ek sal hulle vernietig. Jy hoef nie te vernietig nie. God sê, ek sal hulle vernietig. Want jy behoort aan my.
Dis my God. That's my God. En hy het ons gaan haal, die verse sê in die begin, hy het ons gaan haal uit die diepste dieptyd. En hy het ons gemaak, die belangrikste van alles. Amen. Amen. Dis wie my God is. Dis wie God is. 'n awesome God. Al voel jy nie so nie. Al voel jy moeg. Al voel jy vanoggend maar ek voel niks. Ek voel nie ek het nie 'n betekenis in my lewe nie. Die Here sê, weet jy wat? Ek het jou gaan uithaal. Ek het 'n betekenis vir jou. Ek het 'n droom oor jou. Ek wil hê jy moet net nader na my beweeg sodat ek jou in jou droom kan insit en jou kan anoint, want ek het al klaar anoint, maar dat ek jou kan invat dat jy kan sien wat het ek vir jou. Nie baie keer glo ons nie, want dit is te groot. Ons dink dit kan nie gebeur nie, maar God sê, niks is onmoontlik vir hom nie. Amen? As jy gaan kyk wie het hy gevat, die disippels, dan sê jy dink regtig, jy het vissermanne gevat, tax collectors, hy het een slimme gevat, 'n dokter. Wie was die dokter? Kom aan, wie weet? Wie is die dokter onder die disippels? Luke. Luke was die dokter. Het jy nou gevat? Een slim ou dokter. Die ander was wille ouens. Hulle wil beklei en hulle wil almal net opjaag en alle goed en die Here sê kom almal hier so. Ek het uit julle almal uit wil ek graag. En Thomas was 'n tax collector, maar hy was so sag soos 'n moreel dag. Ag Matthew, ekskuus. Matthew ook. Okay, daar's 2. Maar wys jou wie vat die Here? Jy's belangrik vir God. Ek wil hê jy moet vanoggend die uitstap en weet, ek is belangrik vir God. My lewe is betekenisvol vir God. Ek beteken iets in God se oë. Al is die omstandighede nie nou op die oomblik waar dit moet wees nie, maar God se weet, sit dit in my hande. Cast your burdens unto Jesus, and He will care for you. Amen. Laaste vers. Psalm 23. Vers 4. Koning Dawid kom hier so en hy sê, ons ken die hele verder, die hele Psalm 23, die Here is my herder en ek sal my ontbreek nie, ons ken hom. En ons sê hom op, soos ek hom nou gesê, die Here is my herder en ek sal my ontbreek nie, amen, slaap. Maar hoor vers 4, en hoor wat sê hy. Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, al gaan ek ook in 'n dal, met ander in 'n gat van omstandighede, van doodskade, wat ek voel, Here, maar ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Ek kan niks voor my sien nie, dis donker. Dit voel of ek nie hoop het nie. Dit voel of ek nie 'n toekoms het nie. Here, dit voel of ek jou nie kan sien en ervaar nie. Here, dit voel of ek roep, maar jy hoor nie. Maar hoor wat sê hy. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil, en dis die vers, ek sal geen onheil vrees nie. Ek sal geen onheil vrees nie. Here, al gaan ek in my lewe nou, in 'n moeilike toestand, 'n moeilike dip in my lewe, al voel dit, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie,
Maar Here, ek sal nie hierdie onheil vrees nie, want vrees kom van Satan. Amen. Vrees kom van Satan. God is die hoop van hierdie wêreld. Jesus was die hoop van die wêreld. God sê, ek stuur my seun sodat hierdie wêreld kan hoop hê en oorwinning kan hê in die naam van Jesus. U is met my, u stok en u staf vertroos my. Met ander, u is met my, Here, al is ek waar, al gaan ek waar, al is ek hoe en wat 'n toestand. Here, u is met my, u is by my, u is daar om my op te tel. Wat sê die Here? Moenie vrees nie, ek is met jou. Sê net vir my. Praat met my. Moenie in 'n stil stype gaan nie. Sê, Here, ek kan nie hierdie omstandighede, ek verstaan nie hierdie omstandighede nie, ek kan nie deur dit werk nie, jy gaan nie deur dit werk nie. Die Here sê, al gaan jy in Dawid, al gaan jy deur 'n donker tyd in jou lewe, al voel dit soos 'n gat, ek is by jou, my stok en my staf is, ek gaan jou uithaal, ek gaan jou oplig, want jy behoort aan my. Jy's myne. Hy sê, u stok en u staf, dit vertroos my. Terwyl ek deur dit gaan, moet ek my vrede sit en my hoop sit en my liefde nog steeds vir u het. Here is altyd met my. Sê vir jou langs jou, die Here is altyd met my. Amen. Die Here is altyd met my. So ek en jy vanoggend kan verstaan. Die Here Jesus is altyd met my en jou. Maak nie saak die omstandighede nie. As jy jou omstandighede wil verander, begin jou verhouding met God stywer maak, beter maak. Begin meer bietjie bid. Begin meer saam met die Here net stil word. Hou op baie keer om te praat. Want jy sien, baie keer praat ons te veel. En Here, ja, ek het dit nodig. En Here, weet jy wat, ek wil nog hierdie en hierdie. Bly net stil bietjie en sê, Here, wat is jou planne vir my? Sê hom jou drome. Hy sê my jou drome. Jy sê jou drome vir hom. Sê, Here, ek wil graag nog my eie besigheid hê, of ek wil graag nog dit of dat. Jou drome. God het vir jou drome gegee, mense. Maar los dit in sy hande. En begin hy sê, kom in my teenwoordigheid met danksegging. Danksegging, opgewondenheid in my hart. Here, ek is so dankbaar in my hart, dat ek deel kan wees van u koninkryk. Ek is so dankbaar, Here, dat ek na u toe kan kom, vrylik en u kan bid, Here. Maak nie saak waar nie, in die straat, in die kerk, maak nie saak waar nie, Here. Ek het nog die vryheid in hierdie tyd van hierdie omstandighede waar is, om te kan stilstaan en die naam te kan uitroep. Daar's plekke wat hulle dit nie kan doen nie. Ek en jy het nog die vryheid om dit te kan doen. So vanoggend wil ek jou sê en vra, kry die dankbaarheid en die vrede en die liefde van God terug in jou hart. En kyk die omstandighede, hoe dit verander. Kyk die omstandighede verander. Jy sien, hoekom verander hulle? Want God is daar. As God inbeweeg, verander die omstandighede. Amen. So ek hoop, ek en jy vat hierdie woord, en ons begin dit leef in ons lewens. En hoor mooi wat ek sê. Jy gaan toets skryf in hierdie week. Iets gaan op jou pad kom, en jy gaan toets skryf. Want jy sien, hy sê dat ons Satan loop soos 'n brullende leeu rond, en hy toets elke ene. Maar wanneer jy toets, en jy kom met die dankbaarheid en die liefde en die joy van die Here, dan gaan hy omdraai en hy gaan loop. Ons het 'n lang terug 'n vrou gehad wat as satanist is, wat hoog was in die sataniste. En sy het ingekom en sy het probeer om chaos in die kerk te veroorsaak. Maar sy kon niks reg kry nie. En later
het sy gesê, sy kan niks reg gekry het. Want jy sien maar waar God is, probeer die duiwel alles, maar niks kan gebeur nie. As sy teenwoordigheid hierdie plek vol, is daar nie plek vir sabbing nie. Amen. Het gaan nie oor getalle nie, mense. Het gaan oor ons hart vir die Here. Dis waaroor dit gaan. Ons sal nooit getalle jag nie. Want ons sal die Heilige Gees vir die Here kom in. Kom vul hierdie plek met u teenwoordigheid. Amen. Ons gaan nou nagmaal hou ek. Soos jy het gereël nie. Ek wil net as hierdie nagmaal vat. Ons weet waaroor dit gaan. Ons weet waaroor gaan die nagmaal wat die Here gekom het en het met sy disippels nagmaal gehou. En hy het vir hulle gesê, dis my bloed, dis my liggaam. Drink en eet soveel as wat jy kan en onthou waarvoor staan dit. Ons weet dit. Maar ek wil met ons vanoggend sê, Here, ons weet dit, maar ons vat dit nou met 'n ander opwinding in ons hart. Ons weet hy is altyd met ons. Ons weet hy is altyd by ons. Here, ons weet as u bloed is vir ons om ons skoon te was. Ons weet die broodjie is Here verteenwoordig u kruis op Golgotha vir ons liggaam. En ons vat dit in die naam van Jesus. Maar Here, ons is net vanoggend opgewonde om deel te wees van u laaste nagmaal. Toe u by die tafel gestaan het en jy het saam met hulle nagmaal geneem en hy victory gevat oor die wêreld se siekte, se vuilheid en alle gemors het u victory gevat. En soos ons vandag die nagmaal gevat, vat ons victory in ons eie lewens vanoggend. Amen. In ons eie lewens vanoggend. In Jesus naam. Kom ons so.